Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u weer eens vanmôre in die wonderlike en kosbare naam van ons Here Jesus. En vanmôre wil ek met u praat oor, ek dink, 'n baie gepaste onderwerp vir die tyd waarin ons leef. Want dit waaroor ek vanmôre met u gaan praat is 'n vraag in baie mense se gemoed. Dis 'n vraag wat mense soms openlik vra en sê, is God nog in beheer as 'n mens kyk na al die dinge wat in die wêreld gebeur? En is baie nodig dat ons moet verstaan wat leer die woord ons. As ons hierdie vraag vra, dis nie verkeerd om hierdie vraag te vra, is God nog in beheer nie? Maar ons moet verstaan wat die woord ons leer. Waarom gebeur al hierdie slegte dinge wat tans in die wêreld gebeur en wat die afgelope tyd in die wêreld gebeur het? Waarom gebeur dit alles? Is God nog in beheer? Waarom laat God dit toe? Ja, ek wil vanmôre hoop en vertrou dat hierdie boodskap vir u die antwoorde sal gee. Ons lees vanmôre in Lukas 4 vers 1 tot 13 en dit is die gedeelte wat Lukas skryf van Jesus nadat hy vervul is met die Heilige Gees, toe hy deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei is en deur die Satan versoek is. En ek wil 'n bietjie met u daaroor praat, want dit is belangrik dat ons hierdie gedeelte saam moet lees. Daar is soveel kosbare dinge wat ons moet verstaan in hierdie gedeelte. Ons lees Lukas 4 vanaf vers 1. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is en het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal hy al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self hiervandaan neer, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, om u te bewaar, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Baie interessante gedeelte, ons sien ook hier in hierdie gedeelte, dat die Satan die skrif ken, want hy haal dit aan. Kom ons bid net saam. O wonderlike Vader, as ons so dink aan hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, dan besef ons dat u selfs nie u seun gespaar het van die verskriklike versoekings van die Satan nie. Satan het Jesus versoek daar in die woestyn op allerlei maniere. Hy het aan hom 'n eis gestel om hom te aanbid, dan sal hy die koninkryke van die aarde aan hom gee. Hy het Jesus gevat op die tempel en vir hom gesê, as u hier afspring, dan sal die Here God, u Vader, u bewaar, staan in die woord en hy het dit aangehaal. Hy het gesê toe Jesus honger was, u kan vir hierdie klip sê, word 'n brood, want alle mag is in u hand.
En Jesus het nie aan sy versoekings toegegee nie. Ons wil vanmôre vra dat U ons sal leer, wat is U doel met alles wat in die wêreld gebeur? Praat met ons, leer ons uit U woord en word U verheerlik, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ek hou net weer enkele verse uit ons geleesde gedeelte aan U voor, naamlik Lukas 4 vers 5 tot 7, waar daar geskryf staan: Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblikse tyd. En die duiwel sê vir hom: Ek sal jy al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As jy my aanbid, sal alles aan U behoort. Ek wil amper sê, is 'n verskriklike meerderwaardigheid waarmee die Satan Jesus versoek het. Ja, ek wil vanmôre met U praat oor hierdie tema, is God nog in beheer? Met ander woorde, is God nog in beheer van hierdie ou wêreld wat hy geskep het en waarop hy ons geplaas het? Nou vriende, terwyl die betogings deur miljoene Iranese burgers dwars oor Iran in groot stede teen die wrede, onmenslike, barbaarse en wettiese Islam regering reeds vir 18 dae geduur het en daar al duisende mense doodgeskiet en gewond en ander in die tronke aangehou is, het ek 'n baie tragiese video van 'n Iranese pastoor gekyk. Nou, daar was toe al reeds, en ons het dit nie voor die tyd geweet nie, mense tereggestel, ook omdat hulle betoog het teen hierdie Islam regering. Sover ek kon aflei, was hy 'n pastoor van 'n ondergrondse Christenkerk in Iran gewees. Terwyl hy baie emosioneel gepraat het oor die wreedheid wat hulle as weerlose burgers moes deurmaak, en terwyl hy vertel het van 'n jong seun wat aan sy pa se arms gesterf het nadat hy geskiet is, het hy dit moeilik gevind om deur sy trane en deur sy emosies te kon praat. Want vir hom, vir hierdie pastoor, was dit baie moeilik om te verstaan dat hy en baie ander Christene in die land bid en roep en pleit tot die Here om hulle te red uit die hande van 'n baie wrede, godlose regering wat hulle al vir 47 jaar onderdruk en onmenslik behandel. En steeds gaan hierdie onmenslike wreedheid net voort, dit hou net aan, dit hou nooit op nie, terwyl hulle verlang en smag na 'n bonatuurlike ingrype van die lewende en almagtige Skepper God wat ons as Christene aanbid. En dan vertel hy ook, in trane vertel hy dit, hoe sy 8-jarige seentjie worstel om te glo dat God hulle sal verhoor en hulle sal red uit die mag van hierdie wrede tiranne wat hulle land regeer. Sy seentjie wat 8 jaar is, verstaan dit nie. Hy het nie regtig 'n begrip van God se genade en van God se handelinge nie, soos baie van ons dit selfs nie verstaan nie. Ek luister ook na 'n ander video waar hulle vertel dat al die rykes van die land bestaan uit regeringsamptenare en militêre en polisieoffisiere en hulle families wat alles in hulle vermoë sal doen om almal wat in opstand teen die regering is met geweld onder beheer te bring, omdat daar vir hulle so baie op die spel is om te verloor as die regering in duie sou stort. En hulle kan dit nie bekostig om alles te verloor wat hulle deur die jare 47 jaar bymekaar gemaak het op 'n baie oneerlike manier nie. En dit laat 'n mens maar net besef dat baie
regerings maar net soos 'n maffia is, wat eintlik net hulle self en hulle families wil verryk, terwyl die res van die land se mense krepeer van ellende en in armoede lewe soos in Iran. En ons sien dit in ons eie land, terwyl miljoene honger ly, swaar kry onder 'n regering wat net vir hulle self sorg, raak die regeringsamptenare, raak hulle net, kan ons sê, by die dag vetter en ryker, want hulle lewe lekker, hulle sorg vir hulle self. Vriende, dis die ongeregtigheid waarvan God in sy woord praat. En dan voel 'n mens soos Job sê, asof God die mense se valshede en hulle ongeregtighede sien, maar niks daaraan doen nie. Job skryf daaroor, hy sê God sien dit, maar dit lyk asof God nie daaraan iets doen nie. Kom ek lees vir die Job 11 vers 11, daar staan geskryf, want hy verwys na God, ken die valse mense, en hy, God, sien die ongeregtigheid, sonder dat hy juis daarop ag gee. Nou hierdie vers toe ek dit lees, het dit my verskriklik aan die hart gegryp, want dit is hoe baie mense daarna kyk. Waar is God? Is God nog in beheer? Waarom laat hy alles toe? En daarom praat ons vanmôre oor die vraag wat mense vra, of waarmee mense in hulle eie gemoed worstel, is God nog in beheer van alles wat op hierdie planeet aarde gebeur? Nou vriende, heel eerstens moet u besef, elkeen van ons moet besef, en daarom wil ek sterk hierop klem lê, dat God is en bly die enigste ware lewende skepper God. Die God wat ons aanbid is en bly altyd die enigste ware lewende skepper God. Daar's niemand God buiten die God wat ons aanbid nie. Hoor hoe verklaar God homself op verskillende maniere as die enigste God en in watter opsigte hy ook die enigste God is. So kosbaar. Toe ek die woord van die Here ondersoek, toe was dit vir my so 'n openbaring. Die Here verklaar hom op verskeie plekke in die woord as die enigste God wat bestaan, en dan sê hy wie hy is, waarvoor hy vir die mens daar is. In Jeremia 43 vers 10 staan en 11 staan daar geskryf, julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Nou sê vers 11, ek is die Here, en daar is geen heiland, beteken daar is geen saligmaker, geen redder buiten my nie. In Jesaja 44 vers 6 en 8 staan daar geskryf, so sê die Here, die koning van Israel, en sy losser, sy verlosser, die koning van Israel, dis Jesus Christus, die Here van die leerskare, ek is die eerste, en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie. Het ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my? Ja, daar is geen rotssteen. Met bedoelende, daar is geen rots nie. Ek ken geen een nie, sê die Here. So hy is die rots waarop ons geestelike huis moet bou. Hy is ons anker, hy is ons bergvesting. Dis wat die Here hier verklaar. In Jesaja 45 vers 6 en 7 staan daar geskryf, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Here en daar is geen ander nie.
wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep. Baie interessante stelling wat die woord hier maak, wat die heil bewerk en die onheil skep. Ek, die Here, is dit wat al hierdie dinge doen. So die Here sê, hy skep ook die onheil, hy laat toe dat dit gebeur, maar hy skep ook, hy bewerk ook ons heil, ons verlossing. In Jesaja 45 vers 21 en 22 staan daar geskryf, verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou, wie dit van ouds af laat hoor, lang tevore dit verkondig, is dit nie ek, die Here nie, en buiten my is daar geen ander God nie. En hoor wat sê hy, hoor hoe verklaar hy homself, 'n regverdige en reddende God is daar buiten my nie. God sê, ek is regverdig. God sê, ek is die enigste redder. Buiten my is daar geen ander God nie, 'n regverdige en reddende God is daar buiten my nie. Wend julle tot my, julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Is 'n wonderlike belofte wat die Here aan ons maak. Hy sê as ons tot hom wend, dan sal hy ons red. In Hosea 13 vers 4 staan daar geskryf, tog was ek, die Here, jou God, van Egipte land af, en buiten my het jy geen God geken nie. Ja, behalwe my is daar geen heiland nie. So, heel eerstens moet ons besef, God, die almagtige, die wonderbare skepper God, is die enigste ware God. En ons moet verstaan, waarom vra ons die vraag, is God nog in beheer van alles wat gebeur? Jy weet vriende, ons kan nie oor 'n onderwerp soos hierdie praat, wat ons vanmôre oor praat, as ons nie die woord van die Here deeglik ondersoek, om te verstaan wat die woord ons leer nie. So ek praat nie uit myself vanmôre nie, ek het die woord van die Here deeglik ondersoek, sodat ons kan verstaan wat die woord ons leer. Maar God het die wêreld en die beheer daaroor aan die Satan oorgegee. God, die almagtige, het alles geskep, alles gemaak, ook vir ons geskape, maar hy het die skepping na die sondeval aan die Satan oorgegee. Ons het dit vanoggend gelees, maar kom ons fokus weer 'n bietjie daarop. In Lukas 4, vers 5 tot 7 het ons gelees, ek lees dit weer vir u. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblikse tyd. Hy is baie trots, dit behoort aan hom. Hy wys dit vir die Here Jesus. Vers 6 sê, en die duiwel sê vir Jesus, ek sal jy al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, sê die Satan, en ek gee dit aan wie ek wil. Satan sê, hy sal dit vir Jesus gee, die koninkryk van die aarde, of die koninkryke van die aarde, want is alles aan hom gegee. Wie het dit aan hom gegee? God het dit aan hom gegee. Hy sê, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. En hy wil dit graag aan Jesus gee, maar daar's 'n voorwaarde. As jy my dan aanbid, sal alles aan u behoort. So arrogant is hy. Jesus moet hom aanbid, dan gee hy die koninkryk van die aarde aan Jesus, asof dit nie reeds aan hom behoort nie. Vers 8, en Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Nou vriende, dis alles deel van die vloek van die sondeval, en ons moet dit verstaan, selfs die feit dat God die regerings of die heerskappy op aarde aan die Satan oorgegee. Dis deel van die vloek van die sondeval. God het dit alles aan die Satan oorgegee
omdat die mens aan hom ongehoorsaam was. Die mens, naamlik Adam, die hoof van die menslike geslag. En toe het God gesê, alles word nou deur die Satan beheer. En daarom noem die skrif hom die klein lettertjie God van hierdie wêreld. Daar's verskeie plekke in die Bybel waar die woord praat van die klein lettertjie God. En dis die Satan. Johannes 8 vers 44 is een van daardie voorbeelde. En nou praat Jesus met die skrifgeleerdes en die fariseërs wat hulle self baie godsdienstig beskou. Hy sê, julle het die duiwel as vader, klein lettertjie vader, en die begeertes van julle, klein lettertjie vader, wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, en omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Dis 'n mensemoordenaar. Al hierdie menseslagtings wat plaasvind in die wêreld, is die invloed van die Satan, die regeerder van hierdie wêreld, die klein lettertjie God. En die feit dat mense die Here Jesus nie wil kies en hom nie wil dien nie, is die invloed van die Satan. 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4 sê, maar as ons evangelie dan nog bedek is, watter evangelie? Die verlossingsboodskap in Jesus Christus. As dit nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Dis bedek in die mense wat sonder Christus sterf. Die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, en hoor nou wat sê die skrif, in wie die klein lettertjie God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. So inderwaarheid sê hierdie skrif, dat hierdie klein lettertjie God, mense so verblind vir die waarheid van die evangelie, dat hulle dit nooit snap nie, of nooit wil aanneem nie, of glo nie, en daarom gaan hulle verlore. En dit gaan oor die evangelie van Jesus Christus, dat hy die redder van die mensdom is. En dit is waarom het so sleg gaan met ons mense op hierdie aarde. Want die Satan is in beheer. Hy is in beheer, vriende. God het die heerskappy van hierdie aarde en die regeringskap op aarde aan hom oorgegee. En dis hoekom dit so sleg gaan. Nou vra ons, is God nog in beheer? Vriende, die Satan is in beheer, want God het dit vir hom gegee. Maar Christus het ellende soos oorlog, wreedheid, haat en vyandskap en al hierdie swaar dinge wat ons ervaar, het hy lankal voorspel as eindtyd profesie. Ons vergeet wanneer ons hierdie dinge rondom ons sien gebeur, dan vergeet ons dat Jesus dit jare terug, 2000 jaar terug voorspel het, dit wat ons tans beleef hier op aarde. Ons het net nie geweet hoe verskriklik sleg dit sal gaan as al hierdie profesieë wat die Here Jesus voorspel het voor ons oë in vervulling kom nie. Want dis wat hier gebeur. Dit alles wat Jesus voorspel het oor die eindtyd gebeure speel soos 'n film voor ons af. Kom ek herinner net weer vir u daaraan wat Jesus voorspel het. Matteus 24 vers 6 tot 9 staan daar geskryf, en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Het ons ooit gedink dit sal so verskriklik wees soos dit tans beleef? Pas op, moenie verskrik word nie, sê Jesus, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Dit sal volke teen mekaar wees, dit sal kulture teen mekaar wees, dit sal etniese oorloë wees, en daar sal hongersnode wees, want oorloë lei tot hongersnode. En die natuur verander, die seisoene verander, dit lei tot hongersnode, pestsiektes, aardbewings, hoe bekend is ons net nie daarmee nie, op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge, sê Jesus, is 'n begin van die smarte. Dis net die begin van die smarte, daar lê nog 'n 7 jaar groot verdrukking voor, en dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak,
En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Jesus het ons hierop voorberei. Hy het sy eie volk hierop voorberei. En vriende, ons beleef dit. Hoe Christene geteken word in die tyd wat ons leef. Hoe hulle vermoor word. Dit voel vir my, dit neem by die dag al meer toe. Ter wille van hulle geloof in Christus is baie Christene al vermoor. En word daar daagliks Christene vermoor. Ek lees vir Johannes 15 vers 18 tot 20 is Jesus se woord. Hy sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar ons is nie van die wêreld nie, want ons volg Christus. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, sê die Here Jesus, daarom haat die wêreld julle. En Jesus praat met sy volgelinge. Onthou, die woord wat ek vir julle gesê het, is steeds Jesus wat praat. 'n Diensknegt is nie groter as sy Heer nie. Julle is my diensknegte, sê Jesus. Julle is nie groter as ek nie. As hulle my vervolg het tot die dood toe, julle beurt kom. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. En hiervan het ons alreeds gelees hoe dat Jesus se disippels vermoor is. Almal is nie vermoor nie. Petrus is byvoorbeeld onderste bo gekruisig en ander is deurboor en een is middeldeur gesaag en so kan ons dit opnoem. Jesus se disippels het geweldige vervolging deurgemaak. Maar God bly steeds die oppergesag wat alles vanuit sy goddelike posisie aanskou. En ons kan sê, nie net aanskou nie, hy monitor dit. Handelinge 7 vers 48 en 49 sê, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Soos die profeet sê, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Nou vriende, kom ek skets dit net vir u 'n bietjie. Daar's 3 hemele. Die eerste is die wolkehemel. Dis hierdie blou atmosfeer van die aarde. Die tweede is die sterrehemel. Dis waar al die sonnestelsels, die maan en die sterre is. En dit is ontsaglik groot. Geen wetenskaplike kan die omvang van die sterreryk bepaal nie, dis net eenvoudig te groot. Dis die tweede hemel. Die derde hemel is God se troon, en hy woon bo die sterre en die sonnestelsel. Maar nou sê hierdie woord, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Sien hoe groot is God, terwyl hy op sy troon sit, die derde hemel, op sy troon sit, is sy voete op die aarde. In Psalm 11 vers 4 en 5 sê, die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. En luister nou, sy oë sien, sy ooglede toets die mense kinders. Die Here toets die regverdige, hy toets jou en my as sy kinders, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Hy haat hulle, want hulle wil hom nie dien nie. En daarom sal God met hulle afreken. God monitor, kan ons sê. Hy hou steeds dop. In Hebreërs 11 vers 4, Hebreërs 4 vers 13 staan daar geskryf, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. 'n groot gedagte, God sien alles. En daarom sal elke mens rekenskap gee, maar daar kom 'n dag, wanneer God in sy groot genade sal ingryp en sy kinders sal verlos uit hierdie aaklige en wrede wêreld waarin ons woon. Mense sê so graag vir ons, wat absoluut glo in die wegraping. Julle wil net die swaar tye wat nog oor die aarde gaan kom ontvlug. Julle het vir julle self hierdie teorie van die wegraping uitgewerk. Julle wil net ontvlug van dit wat nog gaan kom. Ek wil sê, ekskuus my,
Dis miskien in Suid-Afrika waar ons redelike goeie tye ervaar. Ek dink nie ons besef hoe geseënd ons eintlik is nie. Ons kla baie keer, maar ons ervaar eintlik geweldige geseënde tye. Maar wat sê ons van die dinge wat die afgelope byna 3 jaar in die Midde-Ooste gebeur het, wat alles daar afgespeel het, en wat in Iran gebeur, en die oorlog tussen Oekraïne en Rusland, wat die 24ste Februarie is om die draai, hierdie jaar, 4 jaar lank sal duur. Wat dink u, ervaar die Christene in daardie lande? En wat het die Christene in Sirië en in Noord-Afrika ervaar die afgelope maande en jare? En in baie ander lande in die wêreld is daar ernstige vervolging van Christene. Selfs in China is daar ernstige vervolging van Christene. As ongelukkig onlangs is daar Christene gearresteer, pastore en in die tronk gegooi, omdat hulle in die geheim kerk gehou het. Hulle ervaar beslis nie vrede nie, my vriende. Ons kan ons net nie indink in watter vrees en hel op aarde hulle lewe nie, want hulle word gejag soos diere. Hoeveel Christene word daagliks vermoor, word daagliks vervolg ter wille van hulle Christenskap. Dink maar net aan die Christene in Noord-Korea. In Noord-Korea is armoede en hongersnood en dan word die Christene ook nog vervolg. Maar die Here beloof, daar sal 'n dag kom wat hy sy kinders sal verlos van die stryd en die swaar kry op hierdie aarde. Ek wil net vir die enkele skrifte lees om dit te bevestig. Luister na hierdie skrifte. Ek het dit in 'n vorige boodskap een keer hanteer, maar mense vergeet so maklik. 2 Petrus 2 vers 6 tot 9 sê: En deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang te veroordeel en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. So die Here het hierdie dinge met Sodom en Gomorra laat gebeur, sodat die mense in die toekoms kon vrees wat ons nie regtig sien nie. En dan sê vers 7, en 'n regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Nou sê vers 9, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. En wat sê hy? Die Here het vir Noag, sy vrou, sy 3 seuns en 3 skoondogters voor die sonvloed weggeneem. Hy het vir Lot, sy vrou en sy 2 dogters, voordat hy die stad Sodom en Gomorra met vuur en swaal vernietig het, het hy hulle weggeruk en op 'n ander plek gesit. Maar luister ook na die volgende skrifte dat die groot verdrukking nie bedoel is vir die bruid van Christus nie. Wie is die bruid van Christus? Elke bloedgewaste wedergebore kind van die Here. Openbaring 3 vers 10 sê, omdat jy as kind van God die woord van my lydsaamheid bewaar het. En nou is die Here aan die woord, hy sê, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Hy sal ons verlos. Hy sal ons bewaar. Lukas 21 vers 36 sê, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Te ontvlug al hierdie dinge wat kom, groot verdrukking, slegter tye as wat ons nou beleef. 1 Tessalonisense 1 vers 10 sê, en die seun en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. Die Here kom om sy kinders te kom haal, voor die groot verdrukking aanbreek, maar ons ervaar reeds
smarte en pyn en vervolging. Baie kinders van die Here word doodgemaak en is al doodgemaak. Maar laastens sien ons, daar kom 'n dag wanneer God in sy geregtigheid met wreedaards en ongeregtiges sal afreken. Met moordenaars en met wreedaards en almal wat onreg aan ander doen af te reken. Vriende, ek wonder of u besef het hoeveel keer verwys die skrif, die Ou Testament, na die dag wat God in sy geregtigheid met wreedaards, met moordenaars, onregverdiges en sondaars sal afreken. Luister 'n bietjie, ek wil vir u 'n paar skrifte uit die Ou Testament voorhou en ook een uit die Nuwe Testament. Nuwe Testament praat baie daarvan van daardie oordeelsdag. Psalm 9 vers 8 en 9 sê, maar die Here sit vir ewig. Hy het sy troon reg gesit vir die oordeel. En hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. Hy sal in sy geregtigheid oordeel. Psalm 50 vers 6 sê, en die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Psalm 96 vers 9, 10, 12 en 13 sê, aanbid die Here in heilige gewaad. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde. Sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Vers 12 sê, laat die veld juig en al wat daarin is. Dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Die Here kom om te oordeel, vriende. Hy het nou die aarde en die regeringskap op aarde aan die Satan oorgegee, maar kom 'n dag wat die Here met die Satan en sy volgelinge gaan afreken. Psalm 98 vers 8 en 9 sê, laat die riviere in die hande klap, die berge tesame jubel, voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg. Die Here gaan oordeel. Daar kom 'n oordeelsdag, daar's 'n lewe na hierdie lewe, maar daar kom 'n oordeelsdag volgens die woord van die Here. En dan een vers in die Nuwe Testament is Openbaring 19 vers 11. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, word genoem, dis Jesus, getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid teen sy vyande en teen sy kinders se vervolgers. Vriende, ek wil afsluit deur Dawid se woorde in Psalm 3 vers 7 tot 9 en ek wil dit vir u voorlees. Daar staan geskryf, Psalmdigter sê, ek sal nie vrees vir 10.000 van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Hy sê, ek vrees nie mense nie, alles hulle 10.000. Staan op, Here, verlos my, my God, want u het al my vyande op die kakebeen geslaan, u het die tande van die goddelose stikkend gebreek, die heil behoort aan die Here. Laat u seën wees oor u volk, en ek wil sê, laat u seën wees oor al u godvreesende kinders, Here. Verlos ons, Here, kom haal ons. Ek en jy moet net volhard om die Here te dien. Ons moet nie ons geloof in die Here verloor nie. God lewe. Al is hy miskien nie in beheer van hierdie aarde nie. Hy laat dinge toe, en ander dinge laat hy nie toe nie. Maar hy laat ook verskriklike dinge toe wat ons nie altyd verstaan nie. Maar ek en jy moet volhard om die Here te doen. Te dien.
Want vriende, hy sal op die regte tyd kom om sy kinders te verlos en met die sondaars af te reken. Ek sluit af met Jesus se woorde in Markus 13 vers 13. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Die Here beloof, ek en jy sal gered word. Hy sal ons red uit hierdie wêreld. Volhard net om die Here te dien. Volhard net om die Here te dien. Moenie geloof verloor nie. Moenie vrees nie. Die Here is eintlik in beheer, al verstaan ons dit nie alles mooi nie. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir u woord. Vir ons al die antwoorde gegee vanmôre, wat ons moet weet en verstaan. Dankie dat u ook vir ons vanuit u troon dophou en volg. U sê, die oë van die Here deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En ons hart is op u. Ons vertrou net op u. Vader, Seun en Heilige Gees. Here God, Jesus, o Heilige Gees, red ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek hoop hierdie woord was vir u spesiaal en bemoedigend. Stuur dit ook aan vir ander. Daar's baie wat vra. Is God nog in beheer? Hulle verstaan dit nie. Ons het die woord ondersoek, nou verstaan ons dit. Mag die Here u seën, mag jy 'n wonderlike dag hê en 'n baie geseënde week. Totsiens.